Julle, ons is in die preekreeks ingesluit en ek weet dat laasweek het Henny bietjie met julle kom gepraat het en ek weet dat ons baie het om te doen. Ons het nagmaal, ons het die Moedersdag gehad. Maar ek weet hulle het vir my so 45 tot 'n uur gegee om die preek vir julle te kom doen. So ek hoop julle is reg, ek hoop julle is ingestel. Nee, ek grap, ons gaan regtig nie so lank besig wees nie. Ek wil gou met julle praat. Ons het gister die hoofhoubane gehad by Doxadeo Kameeldrif. Ek het gesien, was enige van die mans daarso gewees? Wie was almal daar gewees? Yes, julle, dis altyd vir my so lekker om te sien hoe mans by mekaar kom en hoe daar altyd iets dinamies is wanneer mans by mekaar kom en as hulle daar voor jou kom staan, is dit hierdie man en is altyd hierdie fasaad van dis manlikheid. En wanneer jy daai ou op 'n 12 meter paal kry, dan verdwyn daai fasaad heeltemal. Dan sê nee, ek kan nie afspring nie. En dan ewe skielik dan word daai muur afgebreek en wanneer daai ou weer op die grond kom, dan sien jy 'n hele ander persoon as wat daar voor jou gestaan het voordat hy by daai paal opgeklim het. En dit is altyd vir my so mooi om te sien en hoe dankbaar hulle is vir daai grond wat hulle dan op staan. En dit was vir my regtig lekker gewees om gister deel te kon gewees het daarvan, maar julle, die son het vir my geëet hoor. Yes, ja, ons was die heel dag besig om te belei. En terwyl ek hier staan, nou kyk ek op vir die woorde en nou dink ek, yes, ek wil nie eens opkyk vir die woorde nie. Maar met Moedersdag het dit my kom herinner hoe dankbaar ek vir my vrou is, want my vrou is altyd die ene wat vir my sê, hoorie, het jy 'n hoed gevat? Het jy sonblok? Het jy water? Gaan jy genoeg water drink? Het jy hoofpynpille vir as jy nie genoeg water gedrink het nie? En dan herinner sy my maar net altyd en ek wil net sê dankie my lief, dankie vir alles wat jy vir ons doen. Yes. Roerevlei maak my altyd emosioneel, ek like julle nie. Ja, net dankie aan elke moeder wat die gom is in jou huis. En ja, laat ek ophou voor ek nie verder kan preek nie. Hou op man, ons het mans, ons was mans. So ja, ek wou dit maar net gedeel het en dan ja, ek was so uitgedroog soos 'n rosientjie vanoggend toe ek hier rondloop en ek gaan staan so 'n bietjie daar by die dam en ek dink, yes, ja, ek sal nou soos 'n teesakkie kan lê en trek in hierdie dam hoor. Dit sal so lekker wees, maar ek het iets om met julle te kom deel, iets wat die Here op my hart kom sit het en ek weet dat wanneer julle hierdie ding gaan snap, gaan dit iets kom losmaak en dit gaan iets kom verander in jou lewe. So ons is in die preekreeks soos ek gesê het, ons is in die included preekreeks waar ons oor 3 weke 3 temas kom hanteer en die eerste ene was met Christus. So Henny het kom preek oor wat Christus vir ons gedoen het en die tweede ene was in Christus en die derde ene is deur Christus. En ek gaan vandag met julle kom praat oor in Christus en wat dit beteken, die perfekte plan wat die Here van die begin af gehad het oor waartoe hy op pad is met ons en waartoe hy ons wil vat. En ek wil net gou vinnig recap. Henny het met julle gepraat oor Adam wat sonde kom instel het en hoe Adam vir ons almal sonde kom instel het en ons almal het in sonde gelewe. En hoe Christus gekom het, deur een man se sondes kom Christus met sy genade en sy gehoorsaamheid en hy kom haal ons uit daai sonde uit en hy kom sit ons in Christus in. En nou is ons in Christus, ons is nie meer in Adam nie. En ek wil begin deur te sê, ek wil hierdie stelling maak om te sê, dit is onmoontlik om dieselfde te bly wanneer jy die openbaring het van Christus wat in jou is. So ek wil met daai stelling begin, dat as jy weet wie Christus is, as jy verstaan wie Christus in my is en dat ek in Christus is, kan jy nie anders as om te verander nie. Jy kan nie in Adam wees, maar verstaan dat jy eintlik in Christus is en dat Christus in jou is nie. So daar moet 'n verandering wees. En ek wil eers sê 1 Korintiërs 1:30 sê, and because of him you are now
in Christ. So die woord sê ons is nou in Christus, nou dat ons die besef gehad het van wie hy is ons in Christus. En ek wil vandag vra, verstaan ons dit rarig? Verstaan ons rarig wat dit beteken om in Christus te wees? Want as ons dit verstaan, kan ons nie meer in Adam leef nie. Ons kan nie die besef het van wie Christus is en wat hy is en nog steeds in sonde leef nie. Maar tog doen ons. En ek wil julle net bietjie kom wys hoekom. En ek wil hierdie prentjie kom inkleer met 'n man wat een van die disippels is en julle net wys dat hy dieselfde gedoen het. Hy het die openbaring gehad van, hy het gesien wie Christus is, nog nie die openbaring gehad nie, maar hy het nog steeds in Adam gelewe. En hierdie persoon is Petrus. En Petrus het saam met Jesus gewandel vir 3 jaar lank, het hy saam met Jesus gewandel. Hy het eerstehands gesien hoe Jesus alles doen en alles beleef. Sien, hulle het nie Matteus, Markus, Lukas, Johannes gehad om te gaan kyk wie Christus is nie. Hulle het nie die Nuwe Testament gehad soos ons om te gaan sien wie Christus is nie. Hulle het dit geleef. En hy stap saam met Christus en hy beleef wie Christus is, maar hy was nog steeds 'n wêreldse mens. Hy het nog steeds kwaad geword, hy het nog steeds getwyfel in party plekke, hy het nog steeds opgetree sonder om te dink. Ek meen, jy kan weet dat hy opgetree het sonder om te dink, want op 'n stadium kom hulle om vir Jesus te arresteer, en Petrus ruk sy swaard uit en hy sny die ou se oor af, en ek dink Jesus het daar gestaan en gesê, Petrus, wat doen jy? En Petrus staan seker nou net daar en sê, hoor, ek's oor dit. Ek is oor dit. Maar sien, hy het opgetree sonder partykeer om te dink, hy het vinnig opgetree en ek is partykeer skuldig daarvan. Partykeer dan tree ek op en ek doen dinge net omdat ek dink dit is reg en ek dink dis wat die Here wil hê en dan doen ek dit en dan na die tyd besef ek eers maar hoorie, die Here kon dit beter gedoen het. En Petrus gaan en hy sien hoe Jesus water in wyn verander. En hy sien hoe Jesus 5000 mense voer. En hy sien hoe Jesus op die water loop. En hy loop self op die water. En hy sien hoe Jesus 'n boom vervloek en hoe die boom doodgaan. Hy sien hoe Jesus Lazarus uit die dood uit opwek. So ek wil vir julle vra, dink julle hy het Jesus geken? Ek glo hy het. In 3 jaar het hy gesien wie Jesus was en hy het die kennis gehad van wie Jesus is. Maar kennis is nie goed genoeg nie. Sê gou vir die ou langs jou, kennis is nie genoeg nie. Want sien, ons vat hierdie skrif en ons lees hierdie skrif elke dag, gaan ons deur hom en ons lees Matteus, Markus, Lukas, Johannes en ons sien wie Jesus is en ons probeer soos hy leef, maar ons vat hierdie ding en hierdie ding word eintlik godsdiens. Het niks waarde as jy hom vat en jy lees hom net nie. Kennis is nie genoeg nie. En ek gaan vir julle wys, want daar kom 'n stadium waar ons almal getoets word. Daar kom 'n stadium wat Petrus getoets is en dit is op die berg van Golgotha. En ons almal kry daai stadium in ons lewe waar ons gaan getoets word en kennis gaan nie genoeg wees nie. En op daai berg kom vat hulle vir Jesus en hulle Petrus sien hoe hulle vat en hy kan niks daaraan doen nie. Inteendeel hardloop hy weg. Hy verloon Jesus en hy hardloop weg en hy gaan kruip weg. En hy het net nie wat dit vat om Jesus te gaan red nie. Want sien, hy het kennis gehad van wie Jesus was, maar die kennis was nie genoeg nie. In ons lewe is dit presies dieselfde. As jy die skrif vat en jy lees hom, en dan kom 'n moeilike tyd, gaan jy weghardloop. Maar sien, daar moet iets verander, en nou gaan julle my vra, okay, maar wat moet ek meer doen? Ek lees die woord,
pas hom toe op my lewe, maar jy sê nou vir my, al doen ek dit, wat nou? Sien, dat 'n openbaring gekom. Daar was 'n bokamer wat gebeur het. En in Handelinge 2 staan hulle in die bokamer en sien, hulle is nog steeds op 'n punt waar hulle almal weghardloop en wegkruip en hulle wil nie gesien word nie, want hulle is bang hulle word vervolg. En hulle kruip weg. En hulle het gesien wie Jesus is, hy het tot teruggekom met hulle kom praat en hulle gesê, hoorie, is tyd. Maar tog is hulle nog steeds, loop hulle rond, dat niemand hulle moet sien nie, en hulle gaan sit en wag in 'n bokamer. En in daai bokamer kom daar 'n wind binne in daai bokamer in. En dis die Heilige Gees, en die Heilige Gees kom vul elke persoon in daai kamer, man en vrou. En sien, toe dit gebeur, toe verander die karakter van al daai disippels. Hulle het klaar die voorbereiding gehad, hulle het klaar die kennis gehad van wie Christus is, maar die Gees het dit kom waarheid maak. Die Gees het openbaring gebring van wie Christus is, en dit het hulle identiteit kom vasmaak vir wie hulle is, en dit het die toekoms kom wys. Want direk nadat hulle gevul is met die Heilige Gees, het hulle almal uitgegaan in die strate, en hulle kon nie hulle monde hou oor wat Jesus gedoen het nie. Van mense wat wegkruip in kamers, wegkruip vir almal, gaan hulle en hulle gaan preek die woord. Petrus is so bold, hy gaan by die tempel van Mooi en hy tel 'n man op, hy genees hom want almal wil die woord hoor en hy vat hom saam in die tempel en hy preek vir 5000 mans en almal kom tot bekering. Van 'n man wat wegkruip. En die openbaring was Galasiërs 2:20. I have been crucified with Christ, and I am no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Sien, wanneer ons die Heilige Gees ontvang, verstaan ons dat dit nie meer oor ons gaan nie. Wanneer ons die Heilige Gees ontvang, verstaan ons dat al gaan ek uit en ek preek die woord en ek gaan dood en hulle vervolg my, is okay. Want is nie meer ek wat leef nie, maar is Christus wat in my leef. En ons nog 'n skrif, ek wil die skrifte vir julle vasmaak, as daar een ding is wat julle verstaan vandag, is dit net wie jy is, wanneer jy in Christus is en Christus is in jou. Want ons in arm was, het ons geglo wat die wêreld oor ons sê, maar nou dat ons in Christus is, moet ons glo wat die Gees vir ons sê oor ons. Efesiërs 1 sê, that this is the work of the Spirit, given to us in Christ. A guarantee of both our identity and our destiny. Sien, mense kan daai Bybel lees soveel soos wat hulle wil. Maar wanneer die moeilike tye kom, gaan jy hardloop, ek kan dit vir jou beloof. Maar wanneer die Heilige Gees binne in jou kom maak dit jou identiteit vas in Christus en dit wys vir jou die toekoms waartoe jy op pad is. Dit is hoekom toe hulle in daai bokamer was, toe hulle die besef gekry het, toe die Heilige Gees ontvang het, toe kom maak die identiteit vas en toe gaan hulle uit en hulle gaan preek die woord. En die laaste ene wat ek wil deel, die laaste skrif om vas te maak, is Efesiërs 1:13-14. So we see Jesus, and in him we see the future, and we live accordingly. Sien, ons sien Jesus deur die skrif. Maar ons het Jesus deur die skrif gesien, maar dit was die Heilige Gees wat die openbaring kom vasmaak het in wie ons is en wat ons moet doen. Ek en Marlies het in 2014 was ons nog jonk. Hy is nog steeds jonk hoor, beloof. En ons kry die absolute voorreg, iemand sien iets in ons, en ek was nog half een voet in die wêreld, ek was nog inadem op daai stadium, en iemand kom na ons en hulle sê vir ons, julle sal 'n amazing selgroep couple maak, en ons dink julle sal goed doen vir die young adults, en ons kry hierdie geleentheid om 'n selgroep te begin. En ek dink toe, okay, nee, hoe moeilik kan dit wees? Sure, ek sal dit doen.
Ek het op daai stadium in Mabel gebly in 'n groot burgerserfhuis en my huis was ingerig vir die wêreld en ek het 'n groot kuierarea gehad, 6 meter by 6 meter ingeboude braaier, ingeboude bar, lekker wêreldsmaak. Ek sê hier gaan ons sal hou. Mense kom elke week en dan kom hou hulle sal in ons bar en ek begin kennis kry oor die woord en begin myself vasmaak in die woord en ek begin lees en elke keer wat die mense by my kom, voel dit so leeg en ek weet nie, dit is net asof dit nie impak het nie. En ek gaan een hand in daai kuierarea in. Hou nou op julle. Yes. En ek gaan in daai kuierarea in en ek gaan lê op so 'n oranje bruin mat. Hier is nou 10 jaar terug, julle. Ek kan nog steeds onthou hoe daai mat ruik. Ek gaan lê op daai mat op my gesig en ek sê vir die Here, Here asseblief. Wys my net wie U is. En ek glo dat dit my bokamer experience was. Want die Here het in daai kamer ingekom en hy het my so kom vul in daai mat. Hy het my so kom vul in daai mat en die eerste ding wat hy vir my sê is, hy sê Brandon, hierdie is nie meer 'n plek van sonde nie. Maar hierdie bar area is my kerk. En ek gaan daai week en ons het dieselfde Woensdag en ek gaan deel daai visie met die selgroep. Ek sê vir hulle, Jesus, ek het hierdie ontmoeting met die Here gehad en hy sê dat hierdie nie 'n plek van sonde is nie, hierdie is ons kerk. En daai Saterdag daag almal by my huis op en almal bring hout en almal bring hammers en almal bring allerlei goeders en ons begin daai plek afbreek. Ek het 'n foto wat hulle kan opsit. Daai is my vriend Hendrie op die leer. Daai is my seentjie. Daai groot ou wat nou daar sit. En as ek terugkyk na hierdie prentjie, dan dink ek aan hoe dinge verander. Sien, wanneer jy die openbaring van Christus ontvang, wanneer die Heilige Gees in jou kom, kan dit nie anders vir jou as om te verander nie. En ons gaan breek daai bar af in die volgende prentjie. Ja, so. Is ons selgroep in 'n 6 meter by 6 meter vertrek en op 'n stadium was daar 'n TV in die middel op en alles en ons het die braaier gelos want braai is nie sonde nie. Want sien as ons die openbaring het van wie Christus is, wanneer Christus en die Heilige Gees die identiteit in ons kom vasmaak van wie ons nou is, dan sien ons die toekoms. And look at me now. Nee, ek grap. Maar ons kan nie anders as om die visie te sien van waar God besig is om ons te vat nie in ons. En jy kan nie meer Adam wees nie. Ek kon nie meer na die bar vaskyk nie. Ek kon nie meer in die plan wat ek gehad het vir daai kamer meer vaskyk nie. So ek wil dit weer met julle deel. Efesiërs 1:13 en 14. So we see Jesus and in him we see the future. And we live accordingly. Efesiërs 1 is die laaste een wat ons gaan vasmaak is. That this is the work of the Spirit given to us in Christ Jesus. A guarantee of both our identity and our destiny. So Karel kan vir my opkom. Ek het beloof ek gaan nie lank preek vandag nie. Ek dink dis al wat nodig was. Sien, die groot ding is ons kan kennis hê oor hierdie Bybel. Ons kan hom elke dag vat en ons kan hom elke dag lees. Maar wanneer die Gees nie hierdie Bybel kom oopmaak en 'n realiteit maak nie,
dan bly ons in Adam. Sien, die Gees kom en hy openbaar hierdie boek vir ons. En dan word hierdie boek lewendig. Want sien, hierdie Bybel sou nie vir my gesê het, Brandon, breek af die baar nie. Hierdie Bybel sou nie vir my gesê het, Brandon, gaan hierdie manier nie. Doen dit so nie. Brandon, wees dit. Brandon, tree so op. Die boek sê nie vir my dit altyd nie. Sien, die Heilige Gees het dit aan my kom openbaar. So hierdie boek is 'n verskriklike goeie riglyn van hoe ons moet leef. Maar God soek die verhouding om in jou lewe in te kan spreek. En wanneer ons dit besef, dan besef ons wat dit beteken, to be in Christ and Christ be in me. Wanneer hy inspraak in ons lewens het, dit is wanneer die verandering kom. So ek wil vanaand, ekskuus, ek preek baie vir in die aande by Camille, ek wil vanoggend, wil ek dit afsluit met die nagmaal. Want dit is waar alles kom verander het. Die nagmaal is waar Jesus gekom het en hy het sy liggaam gebreek. Sy liggaam was die brood op daai kruis. En sy liggaam was die bloed wat gestort het tot vergifnis van sonde. En daai aksie het ons kom vrymaak van Adam. En Jesus het ons kom ontmoet waar Adam ons kom los het. En deur dit is ons voorberei om die Heilige Gees te kan ontvang. So ek wil vra dat die band van Saggie speel en dan, soos wat hulle speel, wil ek hê julle moet vorentoe kom en nagmaal kom gebruik, maar ek wil hê julle moet regtig die vraag vir jouself afkom vra. Vader, is U in my? En is ek in U? Vader, dis nie net 'n kopding nie. Dit is 'n ontmoeting op 'n stink oranje mat. En wanneer jy daai ontmoeting het, kan jy nie anders as om te verander nie. So ek wil hê, die band moet van speel en dan kom almal vorentoe en asseblief hou hierdie in gedagte wanneer ons nagmaal vandag gebruik. Staan ons op.